Lieve Hemelse Vader, ons sê baie dankie waar ons nou in middel van die week kan stop met alle dinge op die aarde en die wêreldse dinge wat ons so baie besig hou. En ons vra dat U ons gedagtes, ons harte kan stop vir die dinge wat ons doen. Let's kyk. En ons vra dat U asseblief saam ons sal wees. Mag U ons lei, mag U ons help, sodat ons lewe na U kan volg. Ons vra dat U asseblief hierdie boodskap kan seën, sodat elkeen kan hoor wat U wil vir ons sê. Met my gebed in Jesus naam alleen. Amen. Okay. Goed. Die boodskap is die 7 woorde van Jesus. Kom ons begin met die eerste woorddeling van Jesus aan die kruis. Ek sal dan stap per stap deur al 7 woordedele of sinne gaan. Elkeen 'n volle beteken en boodskap deel. Goed, so dit wat 7 sê en elkeen te woorde, sinne en betekening en boodskap dit vir julle gee. Goed. Nou, die eerste woorddeel kom uit Lukas 23 vers 34 en dit sê: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek verduidelik. Hierdie is die eerste woorde wat Jesus aan die kruis gespreek, terwyl die soldate hom met spyker en die mense hom gespot. Bid hy nie vir homself nie, maar vir hulle. Hy vra sy Vader om die mense wat hom gekruisig te vergewe. Dit wys dat Jesus se hart vol liefde en genade is. Selfs teenoor sy vyand. Hy verstaan dat hulle onbewus is van die groot verkeerdade van wat hulle doen. Dat hulle nie besef wie hy werklik is nie. Nou, dit nou geestelike betekenis. Nou, nommer 1. Vergifnis kom uit liefde. Nou, Jesus wys dat 'n ware vergifnis nie wag tot iemand jammer sê nie. Nee, dit begin by 'n hart van jou. 'n hart van genade. Nommer 2. Hy tree in vir sondaar. Self aan die kruis bly Jesus die middelaar en die een wat vir ons by die Vader intree. Nommer 3. Hy leer wat hy geleer het. In Matteus 5 vers 44 het hy gesê: Bid vir die wat julle vervolg. Nou,
doen hy presies dit. 'n Kort boodskap. Jesus bid vir die wat hom seermaak, sodat jy kan weet daar is 'n vergifnis vir elke sondaar. Kom ons gaan aan met die tweede woorddeling van Jesus aan die kruis. Lukas 23 vers 43 en sê: Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Maar onthou, vandag sal jy saam met my in paradys wees. Agtergrond storie. Toe Jesus gekruisig is, was daar twee misdadigers saam met hom, een aan elke kant. Nou, die een het hom gespot. Die ander een het berou gehad en gesê in Lukas 23 vers 42: Jesus, dink aan my wanneer u in u koninkryk kom. En toe antwoord Jesus hom met hierdie wonderlike belofte: Ek sê vir jou vandag, sal jy saam met my in die paradys wees. Dat beteken onmiddellik verlossing. Jesus sê nie eendag nie, maar vandag. Dit beteken verlossing is onmiddellik nou vir die wat glo. Nommer 2. Geloof elkeen red. Die misdadiger kon nie doen om sy sonde red te maak. Hy kon net glo. Dit wys dat ons deur genade alleen gered word, nie deur werke nie. Efesiërs 2 vers 8 tot 9. Nommer 3. Paradys is werklik. Jesus bevestig dat daar 'n ewige lewe na die dood is. En dat die wat aan hom behoort, saam met hom daar sal wees. Nommer 4. Jesus bring hoop aan die hopelose mense. Self in sy laaste oomblik kry die misdadiger nuwe hoop. Geen lewe is te ver weg vir Jesus om te red nie. Maar dit beteken Jesus ver. Ek vra vergifnis. Jesus kry hier. Dit nie vir hom te ver om jou sonde te kan red nie. Kort boodskap. Dit maak nie saak hoe, wanneer jy na Jesus draai nie. As jy met 'n opregte hart aanroep, sê hy, ek sal vir jou vandag, ek sê vir jou vandag, sal jy saam met my in die paradys wees. Kom ons gaan nou voort met die derde woorddeling van Jesus aan die kruis. 'n
baie sag en 'n lieflik oomblik. Johannes 19 vers 26 en 27 en sê: Vrou, daar is u seun. Daar is jou moeder. Wat beteken? Terwyl Jesus aan die kruis hang, sien hy sy moeder Maria en die disipel Johannes naby staan. En hy spreek hulle aan met hierdie woorde: Vrou, daar is u seun. Bedoel ek met Johannes. Dan en van Johannes sê hy: Daar is jou moeder. Van daar af, daardie oomblik, het Johannes vir Maria in sy huis geneem en vir haar gesorg. Beteken nommer 1. Jesus se medelyde in pyn. Self in sy vreeslike lyding. Dink Jesus nie aan homself nie, maar aan sy moeder. Haar seer, haar alleenheid. Nommer 2. Hy wys sy menslikheid en liefde. Jesus het geweet sy dood sou vir Maria baie swaar wees. Daarom verseker hy haar dat sy versorg sou word. Nommer 3. Die geestelike familie van gelowiges. Hierdie gebaar beteken meer as net sorg vir Maria. Dit wys dat deur Jesus 'n nuwe familie gevorm word. God se kinders verbind deur geloof, nie net bloed nie. Dit beteken dat ons as mense in dieselfde kerk nuwe aanneem hom, versorg hom, maar dat hy bind, nie uit 'n bloedfamilie, maar uit 'n kerkfamilie aanneem en sorg nie nuwe mense. Nommer 4. Liefde in aksie. Jesus se liefde is nie net woorde nie. Hy doen iets prakties self terwyl hy sterf. 'n Kort boodskap. Jesus leer ons dat 'n ware liefde omgee en versorg, stel in midde van eie pyn. Hy roep ons om vir mekaar familie in Christus te wees. Tot sover. Ondienbare Hemelse Vader, baie dankie dat ons hier uit kan leer. Deur Jesus se kruis nog steeds kon praat en doen. Ons vra dat U asseblief ons sonde sal vergewe, sal ons gedagtes, ons dade, ons begeerte en ons vyand. Ek vra dat U asseblief saam met ons sal wees, waar ons verkeerd doen,
waar ons verkeerd dink of ons verkeerd verstaan. Ons vra dat U asseblief ons sal help dat ons kan dink daaroor. En mag ons saam met U kan dien die res van die week, want U het klaar vir ons die weg gegee. Ons moet net gaan. En ons vra in Jesus naam alleen. Amen.